Job 1, kom ons lees daaruit saam. Job 1 gaan ons hele hoofstuk saam lees. Daar was 'n man in die land Us, wie se naam was Job. En die man was vroom en opreg en godvreesend en een wat afgewyk het van die kwaad. En vir hom is daar 7 seuns en 3 dogters gebore. Daarby was sy besitting 7000 stuk kleinvee en 3000 kamele en 500 paar beeste en 500 eselinne en 'n groot menigte slawe, sodat die man ryker was as al die kinders van die ooste. En sy seuns was gewoond om 'n maaltyd aan te rig in die huis van elkeen op sy dag, op hulle verjaarsdag. Dan stuur hulle en nooi hul 3 susters om saam met hulle te eet en te drink. En elke keer as die dae van die maaltye om was, het Job gestuur om hulle geheilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle. Want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God in hulle hart geseën, so het Job altyd gedoen. En op 'n dag toe die seuns van God kom hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Toe vra die Here vir die Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftug oor die aarde wat ek deur kruis het. En die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie. 'n man vroom en opreg, godvreesend en wat afwyk van die kwaad. En die Satan antwoord die Here en sê, is dit verniet dat die Job God vrees? Het hy nie self hom en sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskut nie? Die werk van sy hande het jy geseën, en sy vee het sterk vermeerder in die land. Maar strek net die hand uit en tas alles aan wat hy het, en waarlik, hy sal u in die aangesig seën. Die Hebreëse woord is vloek. Daarop sê die Here aan Satan, kyk, alles wat hy het is in jou hand. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here. En op 'n dag terwyl sy seuns en sy dogters besig was om te eet en wyn te drink in die huis van hul oudste broer, kom 'n boodskapper na Job en sê, terwyl die beeste aan ploeg was en die esels aan wy langs hulle, het die Sabeërs inval gedoen en het weggeroof en hulle die dienaars met skerpte van die swaard verslaan, en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, die vuur van God het uit die hemel geval en gebrand en onder die kleinvee en onder die dienaars, en dit het hulle verteer. En net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, die Galdeërs het 3 leerafdelings opgestel en 'n aanval op die kamele gemaak en het weggeroof, maar hulle die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan, en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Terwyl die een nog spreek, die 4de een nou, kom daar 'n ander een en sê, u seuns en die dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer, toe met eens 'n groot wind in die woestyn kom, wat die huis aan die 4 hoeke gryp, en dit het op die jong mense geval, sodat hulle gesterf het, en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Toe staan Job en skeer sy mantel, en hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval, en gesê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee, en die Here het geneem, die naam van die Here sy geloofd. By dit alles het Job nie gesondig, en aan God niks ongeremds toegeskrywe nie. Wat 'n man om van te lees. Mag die Here ook dit seën vanmôre. Nou, ons gaan so 'n bietjie praat oor die onderwerp
Waar is my pa? Waar is my pa? Dit klink snaaks. Want ons weet mos waar is ons pa's. Die een is hier en die een is daar. Ons weet alles. Maar as ons kyk na die wêreld, dan sien ons hierdie tevoorskyn kom. A world without fathers. A world without fathers. En dit is een van die groot tekens van die tyd van die einde, dat daar sal minder manne wees wat hulle kant bring, wat hulle sout werd is, vaders en seuns en wie ook al. En as 'n mens na die statistieke kyk, dan sien ons, en dit word gesê ook, dat vaders is 'n bedreigde spesies in die wêreld. Daar word gefokus op die vaders veral. Want as hy die vader slaan, dan slaan hy die gesin, en hy slaan die nageslag. Statistieke sê onder andere, the missing father crisis, 64.5% of South Africa's children are growing up abandoned. 64.5% in Suid-Afrika. Jy mag dalk dink dis nie waar nie. Maar ons sal nou daarna kyk. Daar's 64.5% kinders in Suid-Afrika wat deur hulle vaders nie gediens word nie, kan ons sê. Baie kinders soek te vergeefs na hulle pa's, van hierdie ook, en baie verlaat die huise, omdat hulle pa nie daar is nie, en hulle gaan soek na hulle pa, of hulle raak net verdwaald, en die gemis van 'n pa dryf hulle uit in die samelewing en die wêreld in, waar baie van hulle mislukkings word. Sommige kinders word weggejaag uit die huis, onversoend. En dan wonder hulle, wat het my pa nou gemaak om dit te doen? Daar is in Amerika 'n ondersoek gedoen na 4000 kinders deur Maximum Manhood. Hulle is gevra hoe lank hulle pa met hulle praat per dag, en die gemiddelde antwoord was 5 tot 6 minute. Meeste het dit so daar gebring. Ek dink so 5-6 minute praat my pa met my elke dag. En hulle is baie bly daaroor. Maar toe het hierdie navorser gegaan, hulle het mikrofoontjies aan die kinders gesit. Wat toe daar uitkom, die gemiddelde tyd wat 'n pa in Amerika, seker hier ook maar, met hulle kinders praat, is 30 sekondes per dag. Daarom die tema, waar is my pa? Hy 30 sekondes per dag vir my, om vir my bevele te gee en sê, gaan dit en dat. Nou, hier is 'n gediggie van 'n dogter, wat ek vir u wil lees. Die boek is The Wounded Woman, navorsing oor hierdie dinge. Hierdie dogter skryf 'n gedig vir haar pa. My father was not in the telephone book in my city. My father was not sleeping with my mother at home. My father did not care if I studied the piano. My father did not care what I did. And I thought my father was handsome, and I loved him, and I wondered why. Why he left me alone so much, so many years. In fact, but my father made me what I am, a lonely woman, without purpose, just as I was a lonely child. Without my father, I walked with words, 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 and names, names. But father was not one of my words. Father was not one of my names. Dis hoe kinders voel. En dis wat kinders beleef. Vader is daar, maar hy is nie daar nie. Daarom die tema, waar is my pa? Waarmee is hy besig en watter dimensie is hy, dat hy nie by my kan wees nie. So, ons praat van vaders as die vermiste skakel in die samelewing. Dis wat navorsing wys. En waar 'n vader afwesig is, word kinders ontneem van sekuriteit en geborgenheid. Dis nou maar net informasie. Deur die gemis van 'n vaderfiguur word kinders se verhoudingsmure skeef gebou. Nou, u wat in die gemeente sal weet, ons praat van verhoudingsmure
waar God die skietlood langs 'n muur hou, en kyk of jou verhoudingsmure skeef loop en of hy reguit loop, volgens Amos 4, verskoon. Deur die gemis van 'n vaderfiguur word die kind se beeld van God as vader vernietig. En dis die probleem. Daarom is daar so baie kinders wat nie meer aan God verbonde is nie. Wat nie meer wil kerk toe gaan nie, wat nie meer die Here wil dien nie. Want hulle vader is die beeld van die Vader van die hemel. 1 Korintiërs 7 beskryf dinge duidelik. Jesus Christus is die heerlikheid van die man. Die man is die heerlikheid van die vrou. Die vrou is die heerlikheid van die kinders. En as daai skakel ontbreek van die pa, dan is daar nie 'n godsbeeld wat gesond kan oorkom, al is dit deur die kerk. Baie kinders kry niks in die kerk nie, want hulle kry niks in die huis nie. Deur die ontbreking van die vaderfiguur word die seun se identiteit beroof, en vandaar kom homoseksualiteit. Dis die oorsprong van dit, niks anders nie. Kind word nie so gebore nie, hy kies dit nie self nie, word so gemaak, deur die verlies van 'n vader wat sy identiteit aan hom moet gee. So wat beteken dit om afwesig te wees as pa? So baie pa's is heeldag in die huis en steeds so onbetrokke soos 'n klip. Soos hy kinders sê, 30 sekondes praat my pa met my in 'n dag. Hy's in die huis. Sit voor die televisie. Miskien sit hy by die kroegie en drink. Pa's in die huis en so besig dat hulle beheer word deur werk en ander dinge, dat hulle onbewus is van hulle kinders se behoeftes. Daar is so 'n groot leemte in vaderskap, want hulle vaders het hulle nie geleer, en hulle vaders het hulle nie geleer wat is 'n pa nie, dan kom dit oor 3, 4, 5, 20 geslagte, en dit word al flouer, wat die interaksie tussen pa en seun of dogter betref, en selfs tussen man en vrou. So, daar's ook pa's wat glad nie omgee vir hulle kinders nie, hulle wou dalk nie kinders gehad het nie, en sovoorts. Daar is sulke pa's, en dan is die kind vir hom 'n oorlas in die huis. Hy wil nie hy kind hê nie, so hy's besig met sy eie dinge, en die kind is maar net so sterkie hier agterna. Ander pa's het hulle gesag totaal verloor, en verdwyn onder die gesag van die ma in die huis. Dis weer eens daai gesagsorde van God, die Vader, die Seun, die Heilige Gees, onder dit die kerk op aarde, die gesag in die kerk is die evangelie, dan die kerkraad, dan die gemeente, onder dit in die huis, behoort te wees die pa, die ma, die kinders. Maar helaas is dit so dat die meeste pa's verdwyn agter die gesag van die ma in ons tyd. Die ma's het opgestaan, en ek sal later daaroor praat, hoe dat die pa's se gesag ontneem word, en hoe dat daar rolle omgeruil word, waar die heerlikheid van God dan ontbreek in 'n huis, want net daar stop die heerlikheid van God in 'n huis, as die ma omswaai en die pa se posisie inneem. En Korintiërs 7 is duidelik daaroor. En so verdwyn menigte vaders eenvoudig uit hulle kinders se lewens. Eenvoudig verdwyn hulle net. Ja, in die huis, maar hulle is so skimme in die huis. Ek hoop nie hier is so iemand vanmôre nie, en ek glo nie hier is so iemand vanmôre nie, wat maar net daar is as 'n broodwinner. 'n Broodwinner is nie 'n amp nie, dis 'n werk, dis 'n taak wat God jou gegee het. 'n Pa is 'n amp, 'n vader is 'n amp. So die gevolge van 'n afwesige pa, hier is statistieke die afgelope 30 jaar, waar hulle bewys dat buiteegtelike geboortes styg met 400%, en is verbind aan die feit dat die pa nie 'n pa is nie, of dat hy afwesig is, binne in die huis of buite die huis. 400% buiteegtelike geboortes. So die dogters se lewens word verwoes. Enkelouers vermeerder met 300%, dis afgelope 30 jaar. Die egskeidingssyfer in Suid-Afrika, wat hulle reken die hoogste in die wêreld is,
73% en as nou blank is, skei binne 10 jaar. Die eerste 10 jaar van hulle huwelik, 73%. Tiener selfmoord styg met 300%. In Pretoria, waar Johan 'n seun was, was die skool. Daar was 'n epidemie van selfmoord in die skool. Die kinders het hulle net self vermoor. Dit was elke week, 2 of 3, so vlaag wat gekom het. En dit is as gevolg daarvan dat daai kinders bang was vir die lewe. Hulle was bang vir die toekoms, want daar was nie 'n stabiele vors in die huis wat hulle gelei het en hulle opgelei het vir die lewe buitekant toe nie. Die onderwysers het nie meer tyd vir sulke dinge nie. Die kerk het nie die geleentheid daartoe nie. Daarom is die pa die een en die ma ook maar om hulle kinders te lei en voor te berei vir die lewe daar buite. Dwelmmisbruik het gestyg met 20%, alkoholmisbruik met 45%, selfverwonding met 40%. Ek het 'n boodskap op program vir jeug en vir skole uitgewerk oor die selfverwonding van kinders, hoe hulle self sny. En al die dogters veral wat na my toe gekom het, se probleem was hulle pa gewees. Daar's nie 'n verhouding met hulle pa nie. En dan gaan hulle in die seer sny hulle met 'n lemmetjie. Hulle kerf hulle self, ek sal dit maar eendag vir u wys. Dat die bloed loop, omdat hulle alleen voel, hulle voel verwerp, hulle het nie 'n verhouding met hulle pa of hy met hulle nie. Dit is 40%. Die statistieke van Frankryk en Switserland wat ek net gou vir u wil lees. Hierdie is 'n fantastiese boek, Absent Fathers, Lost Sons. Hy sê, in France, according to data based on 1982 census, 1,307,860 children under the age of 24 live in a single-parent families where the parent is a woman. The Fédération Syndicale des Familles Monoparentales, dis nou Franse goed, estimates that in 1988 almost 2 million children were living with single parents, 85% of whom were women. This means that in France, some 1,700,000 children were living without fathers. In Switzerland, there were 170,485 children living without their fathers in 1980. This, as astonishing as the figures may be, they only take into account situations in which the father is physically absent. They cannot tell us whether the fathers who are present in home are adequate or not. The lack of attention from fathers results in the son's inability to identify with his father as a means of establishing his own masculine identity. Daarom loop hulle soos dogtertjies in die strate en hou daarvan om so aan te trek. En dis waar hierdie verwarring ook kom tussen identiteite, wat die wêreld skep, wat die Satan in die wêreld ingebring het. Party seentjies is maar dogtertjies. Party paas maak hulle seentjies soos dogters groot. Party maak hulle dogtertjies soos seuns groot. Dis net sowel 'n afwesige pa, want hy beteken niks vir niemand nie. Dis nou die gevolge van hierdie statistieke. Wat is die persoonlike skade wat deur vaderloosheid veroorsaak word? Ek het maar 'n klein lysie hier. As die Here wil, sal ons volgende Sondag bietjie dieper op die dinge dalk ingaan. Die eerste ding wat ons al reeds genoem het is, daar's 'n wanbeeld van God as Vader. As daar nie 'n duidelike leierskap en 'n Vader is nie, dan gaan sy kinders glad nie God as Vader wil ken nie. Hulle wil nie, want hulle Vader stel hulle teleur. Hoe sal 'n hemelse Vader hulle nie teleurstel nie, wat hulle binnekant en buitekant ken,
Hulle raak bang vir God. Hulle raak afsydig teen God, want my Vader het 'n wanbeeld van God die Vader geskep by ons, in ons huis. Dis een van die verskriklikste sondes wat 'n man kan doen, om dit te doen. Ja, dan is die tweede ding identiteitsverwarring wat ons hiervan gelees het. 'n Seun kan nie manlike identiteit ontwikkel as die Vader hom dit nie doen of wys nie. Die Vader is die persoon wat aan 'n seun manlike identiteit oordra en skep in sy wese, sodat hy 'n man kan word. Dis nie die vrou se werk nie. Die vrou het ander dinge om te doen. Dit veroorsaak dat hierdie kinders hulle self minag. Hulle minag hulle self en sê, man, ek is niks werd nie. Ek wil niks met myself te doen hê nie. Want ek het nie iemand bokant my wat my leiding gee nie. Daar's nie iemand voor my wat ek kan volg nie. En daarom, ek is nie hier vir 'n rede nie. Ons het baie met kinders gewerk in die skole voorheen. En dan vra ons vir die kinders, wie is jy? Wie is jy eintlik? Geef my net 'n beskrywing van jou identiteit. En seker nie 10% kinders kon iets van hulle self sê, dat hulle weet wie hulle self is nie. Op soek na identiteit. Nou dis selfs hoërskoolkinders wat ek hiervan praat. Dan begin die kinders hulle self minag. Hulle begin teen hulle self werk. Dis so 'n auto-immuun siekte wat jou eie liggaam aanval. So begin hierdie kind sy eie siel en sy eie gees en sy eie lewe en sy eie hart aanval en sê, ek haat myself. Baie van hulle se resultaat is gebrokenheid. Hulle kan dit nie hanteer nie, hulle is stikkend. Hulle hele lewe lank loop hulle in gebrokenheid deur die lewe. En die geringste, dan pleeg hulle selfmoord. Geringste teestand en so meer, pleeg hulle selfmoord. Die geringste probleem wat hulle kry, kan hulle nie hanteer nie, want hulle is nie geleer nie. Minagting van hulle self en gebrokenheid. Die volgende is, hulle misken hulle self. Dis weer 'n identiteitsprobleem. Ek weet nie wie ek is nie, en baie wil nie weet wie hulle is nie, want hulle is bang hulle ontdek iets in hulle self wat hulle nie van hou nie. En dit dryf hulle nog verder weg. Want die identiteit wat daar aan hulle oor moes gedra geword het, het nie gekom nie. En daarom misken hulle self. Hulle het nie 'n rede om hier te wees nie. Want waar kom ek vandaan? Ek is in die huis, en baie dink is 'n ongelukkie wat gebeur het dat hulle daar is. Baie weet niks van God af en van die plan van God met mense nie. So is dit maar net dat kinders in die niet verdwyn, en dat kinders in die tronke beland, en in die grafte. Baie jong mense ry hulle self dood, seuns, veral. Ek het hulle baie begrawe. Jong seuns wat 'n motorfiets kry, en dan begin hy aggressief raak as daai ding begin brul hieronder, want hy dink is sy pa se geluid. Dan trek hy hom oop. Dan ry hy teen 'n paal of 'n ding vas. Karre ook. Hulle dink dat hulle manlikheid hierin bewys gaan word, want ek het nie 'n ander manier om dit te bewys nie. En dan gaan die ander mense my sien, en dan jaag hulle self die ewigheid in. Baie van hulle, so ek sê, ek het baie begrawe van hulle, verminkte kinders. En as jy teruggaan in daai kind se lewe en jy gaan kyk na sy pa, selfs op jou begrafnisse, dan sien jy, ek dink dit is die rede, hierdie kind het nie 'n pa gehad nie. Verharding van harte, dat kinders voel, ek sal myself my weg moet oopveg, en dan begin hulle begin veg, hulle begin baklei, hulle begin aggressief raak, en hulle word harder en harder. En wanneer hulle 'n meisiekie ontmoet, dan moet hulle nou voorgee, ek is nie so bad nie.
dan word hulle sag, en dan raak hulle bietjie gekalmeer. En wanneer kom die probleem uit? Direk na die troue, dan kom daai syndroom terug. Ek is hart van hart, en jy, vroumens, gaan my nie reg kry nie. Hulle probeer, en voor die troue sê baie van die jong meisies, ek gaan hom reg kry, hy is lief vir my, en kyk wat het hy al gelos en gedoen, om my te laat beter voel. Maar helaas is dit daai probleem, net na die troue, dan kom daai persoonlikheid terug. My harde hart kan jy nie sag maak nie. Want dit moet deur God gedoen word. Ons praat baie van selfhaat. Paulus sê in Efesiërs dat niemand het ooit sy eie liggaam gehaat nie. Maar ek sê ook niemand haat sy liggaam nie, want dis die ding wat ons sien in die spieël. Maar selfhaat lê binne in die siel en in die gees en die hart van die mens. Hulle haat jou, hulle self daar. As jy in die spieël kyk, dan is hy aanvaarbaar. En hy kan mooi gevolge wees. Ek is 'n smart man, ek is 'n sterk seun, ek het mooi haar en allerlei dinge. Maar die haat is nie gerig op die liggaam nie, dit is gehaat op die siel en op die gees van die mens. Daarom sê Paulus, niemand het ooit sy liggaam gehaat nie, hy voet en koester het en gaan aan. Dis mos lekker. Daar's mense wat verander in vreesagtige, aggressiewe en woede belaaide mense. Ek het nou genoeg daaroor gepraat. In berading kry ons elke dag omtrent daarmee te doen. Mense wat probleme kry en hulle weet nie waar kom dit vandaan nie. Hulle liefdeslewe is stikkend en so meer. En hulle weet nie hoekom nie. Dan kom dit baie duidelik terug, dis 'n basiese vrees wat aggressie en woede veroorsaak. Vrees is die teenoorgestelde van liefde. En dan is hierdie mense aggressief, want hy vrees dit wat hy nog het of kan kry, gaan hy ook verloor in die lewe. Dit veroorsaak emosionele wanorde. Daar is so min mense wat emosioneel gesond is. En as 'n kind in die huis bietjie opstandig raak of so, dan slaap hulle hom en hulle buig hom en hulle beklei met hom of haar. En hierdie kind, sy emosies word bestuur deur die pa of die ma of albei. Soms nog in die kerk en die skool ook. Dan word hulle emosies beheer deur hulle gesagsfigure, wat partymal so verkeerd optree. En dan kom emosionele wanorde. En daar is 'n styging van intensiteit as jy die emosies bestudeer, tot by die punt waar die kind sy emosies sterf. Psalm 17 sê, hulle het hulle gevoel afgesluit. Hulle worry nie meer nie, voel niks meer nie. Ek wil nie meer voel nie. Dan veroorsaak dit isolasie. Deur die oortuiging van nutteloosheid gaan ek my terugtrek uit die samelewing, terugtrek van mense, en is weer daai probleem, as ek 'n meisietjie sien, dan gaan ek so 'n bietjie uit my dop uitkruip om haar te kan kry. En die oomblik as hulle trou, dan trek hy weer terug, soos 'n slak in 'n skulp in. En dan moet sy maar aangaan. Baie keer moet sy ook die kinders grootmaak. Dis die afwesige vader. Daar is ook 'n verwarring van hulle skepingsdoel. Hulle weet nie wie is ons nie, hulle het nog nooit gehoor dat God mense gemaak het met 'n rede nie, dat daar 'n weg is om 'n kind van God te word en 'n wonderlike Vader in die hemel te kan ontmoet en in die kerk hom te kan ontmoet en in sy huis van vader en moeder om te kan ontmoet. Daar is so 'n weg geskep deur God, maar hierdie kinders word nie daai weg gewys en gelei nie, en daarom weet hulle nie, waarom is ek hier nie? Hulle het nie 'n skepingsdoel nie, en daarom jaag hulle soms doelwitte na, wat hulle vasvat in die lewe, en wat van hulle nuttelose, geestelike, psigiese mense maak. Net die liggaam, net die brein, kan iets bereik. Nou ja, ek het gesê, dis 'n kort lysie, want hoe kan 'n mens heeldag staan en praat oor die negatiewe?
Maar dit is waarmee ons te doen het, mense. Ons het te doen met 'n huis waar nie 'n vader is nie. En kinders wat vra, waar is my pa? Hy het net nou hier uitgestorm. Hy het gesê, vanmiddag as jy kom, het jy net die gras sny. En sy 30 sekondes is verby en dan gaan hy. Miskien kom hy 5 uur, 6 uur, 7 uur aand by die huis. Dan is hy en ma besig met dinge. Of hy en sy televisie of sy foon. Nog net 30 sekondes op die dag. Waar is my pa? Dis wat hierdie ou seentjie vra. Dis wat miljoene seentjies en dogtertjies oor die wêreld vra. So ek wil vanmôre dankie sê vir die paas wat werklik pa is. Of pa was. Ons het dit net nou hier gesien, gehoor. So mag die Here gee dat daar 'n salwing op elke pa kom in hierdie gehoor en hulle daar buite wat hierna luister. En dat jy daai salwing sal oordra aan ander. Daarom moet mense vriendekring ook so wees dat jou kinders kan sien wie kies jy as vriende, want daardeur leer jy ook jou seun hoe moet sy vriende lyk, hoe moet hulle wees, en jou dogter, hoe moet hulle vriendinne wees en so meer. So 'n pa het 'n ontsaglike groot rol. En die pa is die een in die huis wat die leiding moet gee in hierdie situasie, want net bokant pa is Jesus. Onderkant pa is ma en kinders. Kan jy sien die posisie waarin 'n pa verkeer? Jy's tussen God en mense. En dis nie net jou kinders en jou vrou nie. Daar's ander wat ook opkyk na jou buurkinders, buurman en buurvrou se kinders. As 'n mens dink dat jy, lelike woord, alright is, om alleen te gaan hemel toe, want ek het my saak met God reggemaak, en jy is tevrede om alleen te gaan hemel toe, en jy sien kinders op straat, jy sien kinders in die samelewing wat rigtingloos is, en jy los hulle, of mense, jou vriende, dan is jy hoofsaaklik sekerlik nie op pad hemel toe nie. Die mens is geskape om 'n gemeensame wese te wees, 'n sosiale wese, 'n persoon wat ander mense help om die lig te sien as jy dit gekry het, wat God in jou lewe laat skyn, om dit verder te dra. Jesus sê, laat hulle lig dan so skyn voor die mense, dat hulle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Wat beteken dit alles? Alles wat ons hier gesê het. As jou lewe nie die Vader in die hemel verheerlik nie, gaan jy ook nie 'n beeld van vaderskap aan jou kinders oordra wat jou verheerlik nie. Mag die Here ons genade gee om te dink aan onsself, en as mans en vrouens en kinders wat vanmôre sit wat dit nodig het, en daar buite, mag God ons seën. Amen. Heilige Vader, ja, ons weet vanmôre, ons weet so min van die lewe af. Ons weet so min van die werklikheid van dinge af wat ons moet weet. Maar dankie dat U met ons praat op baie maniere. Soos Job sê, God spreek op een, ja, op 2 maniere, maar die mens let daar nie op nie. Maar ek bid God dat elkeen wat vanmôre en hierna sal luister daar buite, sal oplet na dit wat God miskien vir ons wil sê. En niemand is gevrywaar, paas, maas, kinders, ouers, wie ook al, van die woord van die Here wat van 'n kansel afkom nie. Ons het elkeen iets om aan te dink vanmôre en vorentoe. Seën ons gemeente verder, terwyl ons hierna ook 'n bietjie gaan tee geniet. Laat die naam van Jesus en die Vaders ook daar tot hulle reg kom asseblief. Amen.